Dit is maandag 22 Junie en hier volg vandag se nuusbulletin. Die afgelope kiesersregistrasie naweek is oorskadu deur dodelike geweld nadat 2 wijkraadslede Saterdag binne die bestek van 1 uur in die Wes en die Oos-Kaap doodgeskiet is. In die Wes-Kaap is die 48-jarige Sinovuyo Jokye, 'n gemeenskapsaktivis en kandidaat vir die Demokratiese Alliansie in Denoon naby Kaapstad 10 keer geskiet nadat sy DA-ondersteuners gehelp het om te registreer. JP Smith, die burgemeesterskomitee-lid vir veiligheid en sekuriteit in Kaapstad, sê dit lyk soos 'n sluipmoord en dat Jokwe vooraf deur 'n afpersingssyndikaat gedreig is wat R10.000 of R1.500 per maand vir beskerming geëis het. Die DA het 'n beloning van R50.000 aangebied vir inligting wat tot die inhegtenisneming en vervolging van haar aanvallers lei. In die Oos-Kaap is Sicelo Mlewe, die 45-jarige raadslid vir wijk 27 Saterdag aand by sy kantoor in Zwede-Kebega doodgeskiet, terwyl hy in 'n vergadering met sowat 10 mense was. 2 gewapende mans het die kantoor bestorm, selfone geëis en spesifiek vir Mlewe gevra voordat hulle hom doodgeskiet het. Sipiwe Chaka, die ANC streeksekretaris, het gesê die moontlikheid bestaan dat die aanval op Mlewe 'n sluipmoord was omdat almal anders ongedeerd is. Kayakazi Makudumana, die hoof van die verkiesingskommissie in die Oos-Kaap, het gewaarsku dat die skietvoorvalle onstabiliteit vir die verkiesingsprosesse veroorsaak. Wetstoepassers het 'n groot slag teen smokkelsyndikaate toegedien. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in samewerking met Interpol, die Grenspolisie en City Deep se private sekuriteitsspan het donderdag 28 Junie beslag gelê op 26 bondels gesteelde koper ter waarde van R12,7 miljoen by City Deep in Johannesburg. Die operasie het gevolg op inligting van die Zambiese owerhede oor die kaping van 3 vragmotors wat koperblokke vervoer het, waarvan 2 vragmotors met 121 ton koperplate op 10 Junie met bedrieglike dokumente by die Beitbrug grenspos ingekom het. Die owerhede meld dat die reeksnommers op die koper afgevuil is om die oorsprong te verberg en geen inhegtenisnemings is nog gemaak nie. 'n nog 'n tragiese voorval is 'n 47-jarige sergeant van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Sondagmiddag omstreeks 2 uur noodlottig in Khayelitsha, Kaapstad gewond, terwyl hy van diens af was en 'n familielid in Town 2 besoek het. 2 gewapende mans het die woning binne gegaan, verskeie skote op hom afgevuur en in 'n voertuig gevlug. 'n Moordsaak is by die Lingolethu polisiekantoor geopen en vir verdere ondersoek aan die valke oorhandig. Lydens nasionale misdaadstatistieke vir die 3de kwartaal van 2025 tot 2026 boekjaar het 23 polisiebeamptes hulle lewens verloor, van wie 80% van diens af was. In Kaapstad moes wetstoepassers Saterdag ingryp toe die polisie met skulde gekeer het dat inwoners van Wynberg en die betogers van die March and March beweging slaags geraak het. Die optog is in Wynberg, Kenilworth en Nieuweland gehou, waar betogers van Wynberg se hoofstraat na die munisipale swembaddens in Nieuweland gestap het. Die March and March beweging dring daarop aan dat alle onwettige immigrante teen die sperdatum van 30 Junie uit Suid-Afrika moet pad gee. In die Vrystaat het die Ngwati munisipaliteit se regstryd teen die ontbinding van sy raad tot 'n finale einde gekom toe die konstitusionele hof sy aansoek om verlof tot appel met koste van die hand gewys het. Die uitspraak volg op 'n aansoek wat AfriForum in Mei 2024 ingedien het weens ernstige diensleweringskrisis in Parys, Heilbron, Koppies en Vredefort. Alta Pretorius, AfriForum se streekkoördineerder vir die Mooirivier distrik, sê die uitspraak is die finale spyker in die doodskus van 'n munisipaliteit waar dienslewering lankal tot niet gegaan het weens besoedelde water en rioolstortings. In reaksie hierop het die Vrystaatse Uitvoerende Raad onder leiding van Premier McQueen Lechoga Matai Woensdag besluit om die hofbevel om die Ngwati Munisipale Raad te ontbind onverwyld te implementeer. Die provinsiale regering sal 'n multidissiplinêre span stig om 'n herstelplan vir finansies en dienslewering te finaliseer, administrateurs aan te stel en tydelike begrotings goed te keur.
Die F.W. de Klerk Stichting het 'n formele brief van die president van Amerika, Donald Trump, gerig waarin hy gevra word om die uitfasering van PEPFAR-befondsing en politieke voorwaardes vir Suid-Afrika te heroorweeg. Die stigting se uitvoerende direkteur, Christo van der Rede, het gewaarsku dat die intrek van hierdie infrastruktuur lewensreddende gesondheidsorg vir miljoene onskuldige mense sal ontwrig. Volgens die organisasie UNAIDS het die Amerikaanse opskorting van hulp in Januarie 2025 die antiretrovirale behandeling van 222.000 mense, insluitend 7.445 kinders ontwrig teen 'n geraamde koste van 4,6 miljard rand. In die nasionale parlement het die speaker, Doko Dedisa, besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n interdikt teen die Phala implementeringskomitee te opponeer nie, ten spyte van regsadvies wat sê dit is haar plig. Die voorsitter van die komitee, Makashule Gane van Rise Mzansi, asook die partye uit ATM en EFF, het bevestig dat hulle wel die president se interdik sal opponeer om te verhoed dat die parlementêre proses tot 2027 vertraag word. 'n noodlottige ongeluk het in die Vaalgebied plaasgevind toe die 45-jarige Thabo Kabai, 'n werknemer van die Tabela Earthworks, gesterf het nadat hy ure lank in 'n rioolsloot in Sebokeng sone 6 vasgekeer was. Kabai was besig om 'n verstopte mangat by die huis van Tseko Mokoena te herstel toe die uitgrawingswal meegee en hom lewendig begrawe het. Die munisipale woordvoerder van Mfuleni, Makozonke Sangweni, het die voorval as uiters betreurenswaardig beskryf en gesê die munisipaliteit sal ondersteuning aan die familie bied terwyl die ongeluk ondersoek word. In Pretoria staar duisende inwoners munisipale probleme in die gesig nadat die Tshwane Metro bevestig het dat 4.813 rekeninge tans op beraamde verbruik gefaktureer word weens ontbrekende of betwiste meterlesings. Wijksraadslid Siobhan Miller het gekla dat sy weens 'n nuwe meter nie haar waterlesings op die Tshwane stelsel kon laai nie en dat sy vir die tweede agtereenvolgende maand sukkel. Lindela Mashigu, die metro woordvoerder, het verduidelik dat inwoners sê dat 1 Junie verplig is om 'n foto saam met hul lesings op te laai om die integriteit van die stelsel te beskerm. In die buiteland het die Ierse regering 'n groep van 42 Suid-Afrikaners, insluitend 18 vroue en 15 kinders, na Johannesburg gedeporteer teen 'n koste van sowat €735.000. Jim O'Callaghan, Ierlandse minister van Justisie, Binnelandse Sake en Migrasie, het gesê dat deportasies noodsaaklik is om openbare vertroue in die immigrasiestelsel te behou. Ierland het verlede jaar 4.700 deportasiebevele uitgereik en vanjaar is reeds 2.108 binnelandse verwyderings goedgekeur. Op die binnelandse ekonomiese front het Black Tower Energy, 'n vennootskap tussen Eerste Nasionale Bank se Rand Merchant Bank en Red Rocket Energy, begin met die uitrol van laaistasies vir elektriese motors in Gauteng, die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal. Die maatskappy het reeds 16 laaistasies in 2025 opgerig en beplan om vanjaar na nog 80 terreine uit te brei onder leiding van Red Rocket se hoofuitvoerende beampte Matthew Brambilla. Die inisiatief kom te midde van 'n stygings van 193% in die verkope van elektriese voertuie in Suid-Afrika gedurende die eerste 5 maande van 2026. Buitelandse nuus: in Switserland het hoë vlak onderhandelinge tussen Amerika en Iran Sondag 'n gespanne begin gehad nadat president Donald Trump gedreig het om Iran hard te slaan as hul bondgenote in Libanon nie ophou om probleme te veroorsaak nie. Die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance saam met die bemiddelaars Pakistan en Qatar probeer om Iran betrokke te hou by gesprekke oor hul kernprogram en die opening van die straat van Hormuz. Iran se hoofonderhandelaar Mohammed Bagher Khalibaf het op sosiale media gewaarsku dat hul weermag gereed is om op 'n ander manier as bloot met woorde te reageer.
In Colombia het kiesers Sondag na die stembus gegaan vir 'n presidensiële eindstryd tussen die konservatiewe sakeman Abelardo de la Espriella en die progressiewe wetgewer Ivan Cepeda. In die eerste ronde het de la Espriella 44% van die stemme gekry teenoor Cepeda se 41%, te midde van beweringe van bedrog deur die uitgetrede president Gustavo Petro. Die verkiesing vind plaas teen die agtergrond van stygende geweld in die land met 14.780 moorde wat verlede jaar aangeteken is. In New York is die 51-jarige Paul Kuker van Niantic, Connecticut, Saterdag dood nadat hy van die 300 vlak dek van die Madison Square Garden geval het tydens 'n konsert van die rockgroep Goose. Die polisie het Kuker omstreeks 9 uur gevind en geen vuilspel word vermoed nie. Die musiekgroep het hul medelee betuig en aangekondig dat die opbrengs van hul Sondagkonsert in Central Park aan 'n liefdadigheidsfonds vir hul aanhangers geskenk sal word. In die voortsleepende oorlog in die Oekraïne, die Russies gesteende owerhede in die besette Krim brandstofverkope aan die publiek opgeskort weens tekorte na Oekraïense aanvalle op brandstofdepots. Gouverneur Sergei Aksionov het bevestig dat 4 mense dood en 28 beseer is in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op 'n oliedepot in Kiev. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het die aanvalle verdedig as 'n regverdige antwoord op Rusland se brutale optrede. In Washington is die 67-jarige voormalige Olimpiese kanoe-kampioen Davy Hearn Vrydag deur die Amerikaanse parkpolisie in hegtenis geneem nadat hy daarvan beskuldig is dat hy die pasgemaakte reflecting pool ter waarde van $13 miljoen beskadig het. Hearn, wat 3 keer aan die Olimpiese Spele deelgeneem het, ontken dat hy die nuwe blou verf beskadig het en sê hy het bloot aan afskilferende materiaal geraak tydens 'n fietsry. President Donald Trump het op sosiale media beweer dat vandale die nasionale monument doelbewus met chemikalieë beskadig het. In Ethiopië, die Prosperity Party van die eerste minister Abiy Ahmed 'n reuse oorwinning behaal deur 438 van die 501 betwiste setels in die algemene verkiesing te wen. In Cuba is een van die laaste leiers van die kommunistiese revolusie, die 94-jarige Ramiro Valdez, oorlede. President Miguel Diaz-Canel het Valdez op sosiale media geprys vir sy absolute getrouheid aan Fidel en Raul Castro. En ten slotte, die vrese dat kunsmatige intelligensie en KI aangedrewe robotte mense uit hulle werk gaan druk, is niks niets nie. Maar nou blyk dit dat selfs straatbedelaars nie veilig is nie. Volgens verskeie nuusberigte is mensagtige robotte in Chinese stede soos Beijing, Chengdu en Fuzhou opgemerk waar hulle bedel en sodoende op die terrein van menslike bedelaars inbreuk maak. Die robotte is geplaas in posisies waar hulle op hulle knieë sit of voor verbygangers hurk, dikwels vergesel van boodskappe soos ek het nie geld om my foon te laai nie, of betaal asseblief my elektrisiteitsrekening, tesame met QR-kodes vir aanlyn betaling. Foto's van hierdie robotte het vinnig op sosiale media in China versprei en tot 'n ewige debat gelei. Sommige mense is bekommerd oor die feit dat KI nou elke aspek van die menslike lewe infiltreer, terwyl ander twyfel oor die egtheid van die verskynsel. Gevorderde mensagtige robotte soos Unitree se G1 en H2 modelle is baie duur, wat dit onwaarskynlik maak dat hulle werklik vir finansiële gewin gebruik word. Daar word bespiegel dat dit dalk kunsuitstallings is wat mense moet laat nadink oor die absurde verhouding tussen mense en KI. Ek weet nie, as iemand vir my sê, ek het nie geld om op my foon te laai, en dit klink dit vir my soos 'n tiener in Suid-Afrika. Nietemin, dis jou nuus hier op Stroom op. Ons gesels nou verder.